Ja, soos ons hierdie lied sing, ervaar ek net die Here wil ons weer herinner vanoggend daaraan. Hy is die enigste God wat die skeiding tussen mens en hom oorsteek. Geen ander geloof, geen ander aanbieding van hierdie wêreld doen dit nie. Waar hy die gaping oorsteek. Ek wil eintlik 'n versie byskryf wat sê, His love reaches to the earth and His faithfulness to the human heart. He crosses the bridge. He builds the bridge. He crosses the separation. All other faiths, alle ander aanbiedinge, vra van ons om te werk en iets te doen, om goed genoeg in die oë van God te wees. But not Jesus. Jesus says, you are not good enough, but I am. I'll carry all your sins to the cross, pay for them, and reconcile you with the Father. It's not about what we have done, but about what He has done. En Vader, ons wil U vanoggend opnuut weer dankie sê, Here, dat U nie 'n God is wat ver is nie, maar dat U een is wat naby is en tussen ons is, en dan ook in ons is en om ons is. Thank you, Lord, that we can be in Jesus and your Spirit be in us. Dankie, Here, dat ons van voor en van agter en van bo en van onder deur U beskerm en omring word. Dankie dat daar geen plek op die aarde is waar ons kan gaan om U teenwoordigheid te ontsnap nie, maar dat U oral is. Here, ons het nodig om U hulp te ontvang sodat ons aan U kan teenwoordig wees. Here, so baie kere is ons net in ons eie wêreld en nie aan U teenwoordig. U begeerte is om met ons te leef, met ons te stap, met ons te wees en eendag in volkome perfektheid met ons op die nuwe aarde te wees. Ons verlang daarna, Here, en mag ons die deel wat U reeds vir ons gegee het, ontvang en instap in die volheid daarvan. Dankie, Jesus, vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Ons bid as ons die woord oopmaak, Here, dat U ons ook sal help ons harte oop te maak om U te hoor en te ontvang. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, Karen. Dankie, team. As iemand dalk wil blaai tot by 1 Korintiërs 1, ons gaan 'n gedeelte daarvan af lees. Miskien net, want daar kan so in die tye wat ons leef, so ek gaan nou by 1 Korintiërs kom. En wat die volgende wat ek gaan sê, persoonlik dink ek nie is vreeslik belangrik nie, jy mag van my verskil. Maar ek wil tog ietsie daaroor sê. Nou kan baie verwarring wees oor op watter dag is Jesus nou gekruisig? En watter dag nie? En hoe kry ons nou 3 dae in tussen die kruisiging en sy opstanding en nog meer? En ek dink op 'n sekere manier moet ons daarvan kennis neem dat Jesus se kruisiging en die wêreld oor die eeue heen verstrengel geraak het in mekaar en dat daar baie dinge vandag binne in die Paasfees of ander praat van Easter, dat daar baie dinge in dit is wat eintlik nie van God af is nie. En as jy wil, gaan lees daarop, ek gaan nie eers probeer nie, daar's baie stemme oor dit, wat is reg, wat is nie reg nie, en dis simpel somme om te sê van Vrydag, as Jesus op 'n Vrydag gekruisig is en hy is die Sondagoggend op, was hy nie 3 dae en 3 nagte in die graf nie. So, daar is seker detail wat jy kan gaan ingrawe as jy wil, en as dit vir jou belangrik is, moedig ek jou aan, daar's baie goeie inligting oor dit beskikbaar, as jy dit het, vra my, dan kan ek dit vir jou aanstuur. Maar ek dink partykeer kan hierdie tipe van korrektheid raak soos 'n koerantberig voor ons in plaas van Jesus wat self voor ons is. En daarom in my oë dink ek, wil ek 2 skrifte aanhaal wat uit Jesus se eie mond uitkom.
en wat vir my probeer leiding gee tussen al die stemme rondom watter dae moet ons vier en wanneer moet ons dit vier en is dit nou hierdie of daardie. Miskien so net vir 'n bietjie agtergrond dat ons moet weet dat in die Joodse kultuur was daar nog Sabbate behalwe die Saterdag. Want dit was jaarlikse feesdae wat hulle soos 'n Sabbat moes hanteer. En daarom as hulle praat van Jesus moes begrawe word voor die Sabbat, beteken dit dit noodwendig voor 'n Saterdag hoef te gewees het. Daar's ander Sabbate saam met die Paasfees ook gewees. En so dis sommer net 'n bietjie inligting wat heeltemal sin maak dat Jesus moontlik op die Woensdag gekruisig is, op die Woensdag aand begrawe is, dat die Donderdag 'n spesiale jaarlikse Sabbat was en die Vrydag en dan die Saterdag en die Sondagoggend is hy voor. Hulle sê Jesus, Maria het hom gaan soek met dawn. Wat is dit, sonopkoms? Maar Jesus was nie meer daar nie. En dan sien 'n mens daar's 3 dae en 3 nagte. Soos ek weer sê, alles wat ek nou gesê het, dink ek is vreeslik belangrik, maar neem kennis daarvan. Ons leef in 'n wêreld waar van die kerkgebruike en rituele baie van die wêreld in dit en nie so seer van Jesus baie keer in dit nie. En dit kan 'n invloed hê in 'n mens se verhouding met God en 'n mens moet daarop uitkyk wees. Maar 2 skrifte, terug na wat ek wou sê, 2 skrifte wat ek dink wat belangrik is om te onthou, is, Jesus het dit gesê, Paulus het dit herhaal, Lukas en 1 Korintiërs 11, het Jesus gesê, so gereeld as wat julle die brood en die wyn neem, herdenk my kruisiging. So dat Jesus gesê het, of sy kruisiging moet herdenk, is so, wat ek van Paulus en van Jesus verstaan, het dit nie so seer te doen met dae en met watter datums dit is nie en moet gebruike nie, maar dit het te doen met wanneer ons die nagmaal neem wat ons vanoggend sal doen. Dis wanneer ons dit herdenk so gereeld as wat julle by mekaar is en die nagmaal gebruik, herdenk ons die kruisiging van Jesus. En dan 'n ander skrifgedeelte wat my help, vir my persoonlik, ek dink hierdie goed waaroor ek praat is nie kern, niemand is gered of ongered as hy anders hieroor dink nie. Dink nie so nie. Mag staan ook om gekorrigeer te word. Die ander skrif wat my help kom uit Kolossense 2 uit wat Paulus sê, moenie julle ophou met nuwemaansfeeste, sabbate en dae wat gevier moet word en nie gevier moet word. Ons kan so vasgevang raak in hierdie goed dat ons vir Jesus mis. Soos 2 skrifte wat my help om nie te veel daarvan te maak, maar om kennis te neem. En wakker te wees vir die tye waarin ons leef en hoe die wêreldse invloede binne in die kerk begin posvat het en deel geraak het van elke dag se lewe en se aanbidding van God. Is iemand nou heeltemal die mekaar of het dit bietjie gehelp? Maar net kennis te neem daarvan dat Paasfees lyk verskillend en ek dink as ek reg is, sien ek nêrens in die Bybel dat Jesus ons aangemoedig om dit noodwendig te vier nie. Behalwe deur wanneer ons die nagmaal gebruik en die gebeur gereeld. Nie net op. Maar in elk geval, alles wat ek gesê het is vreeslik belangrik en vergeet daarvan as dit jou nie interesseer nie. As daar ietsie by jou is, daar's goeie materiaal, gaan lees dit en gaan kyk dit. Maar om division te bring as gevolg van dit, dink ek is foolish. Die Here moedig ons tot eenheid aan. En ek dink partykeer wat die kerk skuldig aan is, ek ook skuldig aan is om van dinge wat nie so belangrik is nie, so 'n fokuspunt te maak, dat dit division maak. En dan hou ons dit as waarheid voor. Maar die waarheid gaan eintlik oor die gospel. Dis die waarheid. Wie Jesus? Nie hoe ons dit vier nie. Dit Jesus nie vreeslik baie aandag aan gegee in sy 33 jaar op die aarde nie. Hy het eintlik meeste van die tyd so 'n bietjie teëgegaan. Al die vieringe en die rituele. Ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar ek het dit nog gesê so, jy is welkom om na die tyd met my te kom gesels en van my te verskil. Goed, kom ons lees uit 1 Korintiërs 1 uit. Ek dink ietsie wat ons hier gaan lees, gaan dalk ook hier in praat, maar dit is glad nie die doel van hoekom ek hier lees nie. In Korintiërs, miskien moet ek begin om te sê, deur die hele Bybel, sien ons een eienskap van die mens, wat tot ongelooflike baie skade in die samelewing gelei het. In individue, in families, in die samelewing self, in lande, in vaste lande. Ons sien dit
van die tuin van Eden af, deur Egipte, deur die hele Israel, Grieke, Rome. Ons gaan nou stil staan hoe ons dit in Korinthe sien, deur die hele Europa, Afrika, die Amerikaners, die Russe, niemand is uitgesluit nie. Die Suid-Afrikaners en sommer die Afrikaner ook. Een gemeenskaplike eienskap wat ongelooflik baie skade veroorsaak. En voor ek sê wat ek by wil stilstaan, daar kan nog ander ook wees, maar hierdie een gaan ons vanoggend by stilstaan, want Paulus, as hy oor die kruis praat, dan spreek hy hierdie eienskap aan. En terwyl ons vanoggend by die kruis stilstaan, het ek gevoel dis wat die Here wil hê, moet ons oor praat. En die eienskap wat Paulus oorskryf in die boek van Korinthe is trots, of die Engels daarvan is pride. En jy kan ontspan, want ons weet dat almal van ons is nie heilig genoeg om sonder trots en pride te weet nie. So as Paulus daaroor praat, praat hy met ons almal. Niemand uitgesluit nie. Net Jesus is uitgesluit. Maar die res van ons ander het almal groeiareas as dit kom by trots en pride. En deel van die beloofde land wat God vir my en jou het, wat ek hopelik Sondag bietjie ook sal by stil staan, Jesus het nie bedoel om die Israeliete uit Egipte te haal en in die woestyn in te vat nie. Dit was slegs 'n deurgang na die beloofde land toe. Maar sommige van hulle het in die beloofde land agtergelaat. En ek in my eie lewe ervare dat een van die grootste goed wat my verhoed om in die beloofde land te kom in sekere areas van my lewe, is trots. En daarom, die kruis, hy daag net alles van dit in jou lewe uit. En hoe sleg het ook al vir my is, hou ek daarvan. Want dit help my om van dit ontslae te raak. En elke keer as ek op 'n manier van dit ontslae raak, sien ek die beautiful soet heuning of dadels en ek proe die evangelie op 'n nuwe manier. So, miskien net vinnig, want anders dink jy nou ek haal net 'n skriffie uit konteks uit. So ek het net so 'n paar gedeeltes. Jou vat nie dit op te soekie, want gaan vinnig gaan. In Korintiërs skryf hy nou aan hierdie gemeente. En ek het net tot by 8 hoofstukke gekom, toe ek nou moeg, toe staat, ek dink daar's nog te veel oor. Ek dink is 29 hoofstukke in die 2 briewe. Nou, in 1 vers 29, ek gaan net sulke kort sinsnedes lees, wat Paulus skryf in hierdie briewe. So that no human being might boast in the presence of God. Vers 31, so that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. So neither, hoofstuk 3 vers 7, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Hoofstuk 3 vers 21, so let no one boast in men, for all things are yours. Hoofstuk 4 vers 6, that no one of you might be puffed up in favor of one against another. Vers 4 tot hoofstuk 4 tot 18 is hy heel wat reguiter. Some are arrogant. Hoofstuk 5 vers 2. And you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Paulus skryf hier aan 'n hele gemeente. This knowledge puffs up, but love builds up. Net 'n paar skrifgedeeltes tot in hoofstuk 8. Gereeld praat Paulus oor pride, oor trots, oor being puffed up. En om goeie rede, omdat dit so 'n gemeenskaplike kenmerk van alle mense is en van die begin tot die einde teenwoordig is in ons lewens en ons 'n geveg teen dit sal opsit. En wat die Here primêr gegee het om dit in ons lewe mee aan te spreek is die kruis. Want die kruis stel 'n voorbeeld en roep ons na 'n leefstyl toe wat eintlik geen pride duld nie. Dit kan net nie. Ja. So kom ons lees kortliks die gedeelte in 1 Korintiërs 1. Ek wil daar by vers 17 net begin. Julle moet vas staan dat Christus
Ja, ek lees nie goed nie, is my bril is verkeerd, iets vanoggend. Julle moet verstaan dat Christus my nie in die eerste plek gestuur het om mense te doop nie. Hy het my gestuur om die goeie nuus te verkondig. En dit nie met allerlei woordkunsies nie, want daarmee verloor die kruis van Jesus sy krag. En ons sien hierso dat Paulus wil ons almal aanmoedig. Ek wil nou vanoggend die stelling maak, jy kan in die doop enigiets anders skryf wat te doen het met die evangelie van God. En partykeer wat Paulus hier skryf is, moenie van iets ondergeskik aan die werklike boodskap iets te belangrik maak, so wat Paulus sê. Paulus sê bly by die kern. Wat is die evangelie? Die goeie nuus. Ons gaan nou weer herdefinieer wat is die goeie nuus. Paulus sê moenie laat ander dinge belangriker raak as die goeie nuus nie. Dis die eerste ding wat hy sê. So hy sê bly by die goeie nuus as kern van die boodskap wat jy bring. En die tweede ding wat Paulus sê is versigtig hoe jy dit bring. Moenie probeer fancy wees, hier is maar kort wat ek lees. Hy sê moenie met allerlei woordkunsies, wat sê die Engels? Sorry? Clever speech. Clever speech. So, Paulus spreek sommer daarvan vers, kom ons gaan dan oor na vers 18 toe. Fokus op niks anders as die goeie nuus nie. En dit, die goeie nuus is so eenvoudig soos dit. Mens, jy is sondig. Jy is geskei van God as gevolg van jou sonde. Ek het Jesus, my seun, gestuur om die sonde in jou plek te dra, want hy is heilig. Hy kan die prys betaal, want hy het nie gesondig, hy is nie skuldig. Neem hom aan as jou redder en jou koning, nie net as jou redder nie. Redder beteken, hy red my van my sonde, koning beteken, hy bepaal hoe ek lewe. En Jesus het gekom om al twee vir ons te doen. Vir elkeen wat dit doen, is daar 'n ewige lewe saam met die Vader, in die afwesigheid van enige sonde. Dis die goeie nuus, dis goeie nuus. Maar die wat al ongered was, wat ons almal is, sal weet hoe dit die trots in die mens aanspreek. Die mens, ek weet nie hoekom ons so weier om voor dit te buig nie. Eers wil ons, neem ons aanstoot oor iemand sê ons is sondig. Tweedens dink ons, wat 'n gekkigheid is dit, om te dink dat iemand aan die kruis sterf, dwaasheid, beskou die Grieke dit, en ons gaan dit nou lees, want dit is Paulus skryf. Maar die goeie nuus vra van ons intellek, ons trots, om daarvan af te sien. Anders is daar geen manier wat jou knie kan buig. Dit vra van ons om van dit ontslae te raak, en dit agter te laat. En dan veg ons gedeeltes daarvan nog nadat ons Jesus aangeneem het. Maar dit het 'n groot stuk trots. En dit is hoekom dit baie keer, dis seker hoekom dit in my lewe moes gebeur, dat ek vir 10 jaar teen dit beklei het. En op elke ander manier gesoek het na dit wat my moet vervul. Maar niks anders kan nie, want God het dit so bepaal. Hy het 'n blokkade, wat is hierdie, 'n barricade opgesit in elke weg wat die mens soek en volg om vervulling te kry, het die Here 'n blokkade opgesit. There's no way through. En toe maak hy so 'n klein plekkie waar hy die kruis plant. Sê dis al plek waar jy dit sal vind. You can choose. And many times it's pride that keeps us away from this little small foolish place in the eyes of the flesh. So die goeie nuus, mens, jy is sondig. God het sy seun gestuur om in jou plek te sterf. Neem hom aan as jou redder en jou koning, sodat daar rekonsiliasie tussen jou en God kan wees. Dis die goeie nuus. Jesus het die prys betaal, ek hoef nie. En Paulus sê, moenie in ons bedieninge laat ander goed belangriker is as dit nie. Dis die heel belangrikste. En maak seker, Drika, waar is hy fotootjie? Kan jy hom opsit? Ek weet nie wie van julle het in die week gesien het, dit was vir my so mooi. Sien julle hierdie twee vet donkies? Nou, ek weet nie, julle kan nie dat daar sien, nou staan daar onder,
Nou, die palmtakke daarvoor was ek bekommerd iemand gaan sy voet gaan val en daar vashak en dan val. En want Jesus het nie oor die palmtakke gestap, hy het op 'n donkie daar ingery. Maar nou sê hierdie een donkie vir die ander een, the two donkeys were walking in Jerusalem. The one donkey said to the other, just yesterday I was carrying Jesus and the people were singing and shouting and throwing down their clothes for me to walk on. And today they don't even recognize me. The other donkey replied, that's how it is, my friend. Without Jesus you are nothing. Maar die mense vlees hou nie daarvan nie, want daar's trots in ons. Ons wil iets wees. Ek wil iets wees. Ek wil belangrik wees, ek wil goed bereik en ek wil raak gesien word. Die mense vlees voel soos hierdie donkie, maar ons moet wees soos die vriend. Die vriend is wys. Ek weet nou nie watter een het gepraat, ek weet nie of ons kan aflei nie. Linkerkant se enetjie lyk vir my of hy meer vrede het as die regterkant. Ja. Vir William moet vra. Ek het nog 'n skrifgedeelte gelees wat ons eintlik wil lees nie. Vers 18. Ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis moet klink vir hulle wat verlore gaan. Weet jy of julle ook sulke vriende het nie? Dit maak net geen sin nie, is julle simpel. Maar moet ons so ontstel het, was aan Paulus se tyd ook so gewees. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. So, ek was nou eendag in 'n klein groep gewees, dit was nogal mooi oomblik gewees, en is glad nie met, dit is eintlik met 'n hart van compassion. En iets wat die Here vir ons almal moet gee. En ek en Ashton toe ons nou saam gebid is een van die soet wat ek smaak op die oomblik, is dat die Here my hart sny vir 'n groep mense. En dit is soet om dit te smaak, want ek weet ek kan dit nie self reg kry nie. My hart kan nie self ontstel raak vir die verlorenheid van mense nie. Maar in die klein groep, is partykeer as ons so praat met mense vir wie hierdie kruis en wie Jesus foolishness is, dan wil jy later uitskree, ons weet iets wat hulle nie weet nie. Nie om snaaks te wees nie, maar nou ou Driekus, was dit Driekus wat dit gesê het, nee, ons weet iets wat hulle nie weet nie. Het Ellen het ook gesê. Maar nie op 'n prideful manier nie, op 'n dankbare manier, want dit wat jy weet van die kruis, as jy weet wat jy weet, het Jesus vir jou gewys. Uit jou eie uit kon jy dit nie sien nie. En daarom moet ons met die grootste nederigheid omgaan, waar mense nie die kruis sien en weet wat hulle moet weet nie. Want dit is nie uit goeie werke of uit ons eie slimmigheid dat ons dit kan sien nie. Ons moet met groot dankbaarheid teenoor die Here loop, dat jou oë oopgegaan het vir dit. Maar vir ons wat verlos word, is die krag van God, soos die skrif sê, ek sal wyse mense se wysheid tot nut maak, en die skerpsinniges se briljante idees sal ek van die tafel afvee. Maar nie, dit laat my aan my en Anton dink toe ons ongered was. Wat het dus geword van die filosowe, die boekgeleerdes, die debatvoerders van hierdie wêreld? God het bewys hoe inherent dwaas die wysheid van hierdie wêreld in werklikheid is. Aangesien God in sy wysheid beskik het, dat die wêreld hom nooit deur menslike slimmigheid sou vind nie. Hy het dit goed gevind, om deur die dwaasheid van ons prediking die wat glo te red. Ek weet nie of jy ook baie keer so voel, dan dink ek kan nie eintlik dink dat enige iemand hierdie boodskap sal kan ontvang nie. Want dit klink eenvoudig soos dwaasheid. Vir enige iemand wat jy kan sien nie, is dit foolishness. Maar vanoggend toe ek dit weer lees, en deur die week toe ek dit weer lees, toe kry ek moed, want God doen iets, wanneer ons hierdie foolish boodskap deel, dan doen God iets. En dat is met geloof dit kan deel. Dan sê hy hierso, en iets van dit moet jy in jou en my en die mense rondom ons sien. Die Jode wil wonderteken sê, om die waarheid van die goeie nuus te bevestig, en die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê, maar ons verkondig die gekruisigde Christus. Krag en mag en wysheid
Maar Jesus sê, julle sal my nie vind deur een van die twee nie. Maar hier by die foolish plek, die gekruisigde plek, daar gaan julle my vind. Maar nie hierdeur nie. En hy frustreer mense wat daardeur hom soek. Vir die Jode is dit skokkend en vir die nie-Jode is dit absolute dwaasheid. Maar vir ons almal wat deur die Gees geroep is, of wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Ons gaan nou ietsie oor sê. Hierdie goddelike dwaasheid is oneindig wyser as enige menslike wysheid en die goddelike swakheid is oneindig sterker as enige menslike krag vertoon. Broers en susters, dink maar net terug hoe julle situasie destyds was toe God julle geroep het. Gemeet aan menslike standaarde was daar maar min intellektueles onder julle, nie baie magtiges nie, nie baie uit voorstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dwaasheid gelyk het, uitgekies om slim mense skaam te maak, en dit wat vir die wêreld na swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtige skaam te laat kry. Inderdaad, wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja wat vir die wêreld glad nie 'n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, heeltemal af te skryf. So wat Paulus hier doen, is hy skryf die heeltyd tussen wat God deur die kruisiging gedoen het, en wat die mense vlees soek. En hoe dat die een tot lewe lei, en die ander een tot frustrasie en verdoemenis lei. En daarom is dit belangrik dat ek en jy weet, dat ons nie deur krag en deur slimmigheid enige iemand sal bereik nie. Maar wanneer ons leef soos die een wat vir ons 'n voorbeeld gestel het met die kruis, dan word mense bereik. En dat die dwaase boodskap van die kruis in die oë van die wêreld mense bereik. En nie die ander dinge wat ons soek partykeer het. So kom ons gaan net so, ek het 'n paar verse, die eerste een is vers 22, ek gaan hom net weer lees. Die Jode wil wondertekens hê om die waarheid van die goeie nuus te bevestig, en die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê. So die een is tekens van krag. En in die samelewing wat ons is, wil niemand van ons assosieer met iemand wat swak is. Ons wil geassosieer wees met iemand wat krag het. Of ons wil self krag hê. Ons wil mag hê. Ons wil partykeer ons mag bou deur besittings, deur kennis, deur spiere, of deur sportprestasie, of deur die kerk waaraan ons behoort. Ons wil mag en posisie bou deur, ek sien so baie van dit, ek weet nie hoekom ek so aversie daarin het, ek dink dalk seker ek het pyn daaroor of iets, maar hoe ou instellings ons een of ander posisie in die samestelling gee. Het sy dit jou skool of jou universiteit of jou werkgewer of iets is, dan heg ons onsself en ons heg waarde aan onsself op 'n manier as gevolg van dit. Dit is 'n tipe van mag waarna die vlees streef. Kyk wat het ek gedoen of waarvan was ek deel, kyk hoe goed is ek. En wat Paulus skryf is net, niks van dit nie. Niks van dit nie. En hy skryf dit nie net van ongelowiges nie, hy skryf dit vir die gemeente van 1 Korintiërs ook. En hoekom deel ons, hoekom voel ek deel ons dit vanoggend? Ek vra vir die Here, deel ons dit om ons gemeente met pride sukkel? Sê die Here, ek my ervaring, julle kan daar self oor bid. Ons groei baie mooi in dit. Die Here wil hê ons moet aanhou groei in dit. Dis mooi vrug van dit wat in ons gemeente sigbaar is. En die Here kom nie vanoggend en sê julle is vol pride nie. Die Here kom vanoggend en sê daar's 'n mooi lewen wat aan die versprei is in ons gemeente. Maar dit wat oor is, roei dit wortel en tak uit. Moenie toelaat dat dit terugkom nie. Moenie toelaat dat dit op enige plek in jou lewe hou vaskry nie. Help mekaar om van dit ontslae te raak. So, die Jode soek tekens, die Grieke intellek.
Man, in ons lewe ook in 'n tyd wat smart intellek nou hoë aansien het. Wys vir my wat jy met jou verstand kan doen. Elon Musk, of wie ook al jy weet. Wys vir my hoe jy probleme kan oplos. En ons wil met jou geassosieer wees. Wys vir ons hoe wys jy in hierdie wêreld kan wees en hoe smart jy kan dink. En ons wil jou erkenning gee daarvoor. Dit is my opgesom om te sê, wys my met jou liggaam en met jou verstand wat jy kan doen. En daardeur kry jy aansien en glorie in die wêreld waar ons is. En ek wil ons almal aanmoedig net, moenie in daai strik trappie, daai versoeking klop heel dag aan almal se deure. Elke dag. Mag die Here ons beskerm daarteer. Moenie in die strik daarvan trappie. En Paulus waarsku hoekom nie? Want wanneer ons in daai strik trap, dan neem dit die krag van die kruis weg uit ons lewe uit. Dat wanneer ons swak is ons sterk. Wanneer ons nederig is ons sterk. Wanneer dit lyk asof ons foolish is in die oë van die wêreld, is ons eintlik wys. Moenie die wysheid en die krag waarmee jy leef met die goed van die wêreld vergelyk nie. God en sy kruis het geen krag daarin nie, niks. En hierdie hoofstuk sluit af, ek wil nog een vers lees voor ek afsluit, maar die hoofstuk sluit af, die persoon wat graag wil spog, mag net spog oor wat die Here vir hom gedoen het. Weet jy van jou nie, ek vang my baie keer self dat ek ietsie wil vertel, wat my laat goed lyk. En dan, waaroor ek baie keer die skaamste is, dan gee ek dit nog so baie keer 'n geestelike geur, dan sit ons nou, daarom 'n nederige goed lyk. Maar it's all the same thing, jy weet. Ja, mag die Here ons help met dit. Mag die Here ons regtig help om humble te loop, nederig te wees, rein te wees van alle groot praat en spog. Want ons het net een ding om oor groot te praat en dit is die God wat ons dien. Mag die Here ons help dat ons op elke manier, dis hoekom hy ons so gereeld aanmoedig om te getuig. Waarvan getuig ons? Ons getuig van wat God gedoen het. Maar ek het baie keer reg om 'n getuienis te vertel wat God insluit, maar dit lyk of ek dit gedoen het. Nee, dis groot praat. Here sê moenie dit doen nie. Kom ons lees nog een gedeelte. Ek wil herhaal daarvan vers 23 af. Maar ons verkondig 'n gekruisigde Christus, vir die Jode is dit skokkend. Hoekom? Hoekom is dit skokkend vir die Jode? Want dis wat vir die wêreld ook skokkend is. Dis hoekom mense na dit kyk en dink, wat gaan aan met die mense? Want die een wat hulle moes kom red van die Romeinse ryk, hang nou aan die kruis. It's foolishness. Die Jode, vir die Jode is dit skokkend en vir die nie-Jode is dit absolute dwaasheid. Die intellektuele en die filosofe, en hy verwys maar na die Griekse kultuur, en meeste van ons het hierdie Griekse kultuur in ons. Kan net geen sin maak van hierdie ding nie. Maar vir ons almal wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtigste kragwerking van God en die wonderlike wysheid. So, dit wat die Grieke en die Jode op ander maniere soek, gee God vir ons in die kruis, wysheid en krag. Nie in die wêreldse goed nie, hy gee dit in die kruis vir ons. Hierdie goddelike dwaasheid is oneindig wyser as enige menslike wysheid, en hierdie goddelike swakheid is oneindig sterker as enige menslike krag vertoon. Broers en susters, dink maar net terug. Nee, dit is tot daar waar ek wil lees. Vers 25. Nou, as ons nou mooi stil staan by wat Paulus sê hier, so loop hy eintlik die risiko om verkeerd te praat teenoor God. Want hy gebruik dwaasheid en God in dieselfde sin wat na God verwys. En kort wat hy hier sê, en dan gebruik hy nog swak ook. So, maar wat hy hier sê is, as God op sy dwaaste is,
is hy wyser as al die professors saam op die wêreld. Dis wat hy sê. Op God se mees, dis hoekom dit is in aanhalingstekens in jou Bybel is, op God se dwaasste oomblik, wat hy natuurlik nie het nie, is hy wyser as al die mense se wysheid saam. Dis die God wat ons aandien. En dan sê hy, daar aan die kruis, wanneer Jesus op sy swakste lyk, wanneer God op sy swakste is hy sterker as al die magte van die aarde, met hulle militêre bomme en alles ingesluit. Hy is sterker as dit, op die swakste plek waar hy is. En soos ons gelees het, vir die Grieke is die kruis dwaasheid en swakheid vir die Grieke en die Jode. Maar terwyl Jesus geslaan, dink aan alles wat met hom gebeur het. Hy is geslaan, hy is gegeesel, hy is gespoeg, spykers deurgeslaan met die spies deurboor, dorings in sy hoof gedruk, gespot. En vir die wêreld lyk dit na dwaasheid, maar terwyl hy daar hang, vernietig hy die mag van alle bose magte in mense se lewens. Terwyl hy daar hang, word miljoene sondes bedek deur sy bloed. Dwaasheid en swakheid in die oë van Jode en Grieke, maar kragtig in die oë van hulle wat sien wat Jesus doen. En God word as genadig en kragtig bewys in een daad deur Jesus. Baie van die dinge waarna ons kyk, is vir die wêreld dwaas, waarna ons glo wat Jesus gedoen het. Maar as ons deur God se oë daarna kan kyk, dan sien ons dat dit kragtiger en wyser is as alles saam op die aarde. So wanneer Jesus swak en dwaas voorkom in die oë van mense, is hy wys en kragtig en aan die werk om sy koninkryk te vestig. Wanneer iemand radikaal tot bekering kom en almal dink wat se dwaasheid en besotheid het hierdie man tegemoet gekom, is God besig om sy koninkryk te bou en mense te red van die verderf en van sonde. Wat God doen, lyk vir die mense na dwaasheid. En omdat God ons liefhet, haat God trots. Die Bybel sê dit reguit, hy haat eenvoudig trots. Hoekom? Want trots verwoes ons. En daarom het die Here, soos ek net gesê het, elke pad wat die mens soek na vervulling en vrede, het die Here gesorg dat dit geblok is. Niks van dit lei tot vrede en tot vervulling nie. En dit is hoekom ons sien dat iemand finansiëel hoogs suksesvol kan wees en aan depressie ly of van 'n brug afspring of sy vrou los vir 'n jong vroutjie. Want hy het in die brug vasgehardloop. Die brug nie, teen die barricade, teen die blokkade wat die Here opgesit het. Vir elke iemand bereik die hoogste sportprestasie. Maar die lewe maak nie vir hom sin nie. Want hy het teen die blokkade vasgehardloop waar hy op soek is na vervulling. Want Jesus laat dit nie toe nie. Daar's net een plek, dit is die kruis. Alle wie wat ons trots en praise volg, lei na 'n frustrerende doodloopstraat. Kan ek dit maar weer sê? Alle wie waar ons trots en pride ons na toe lei, loop vas in 'n doodloopstraat. Alles. Mag die Here ons bewaar daarvan. Mag die Here ons vrymaak daarvan. Mag ons en ons kinders help om dit nie te doen nie. En ek wil vanoggend, net as ons afsluit vir jou vra, ons gaan nou die nagmaal bedien. En dan gaan ons 'n paar oomblikke gee en vra vir die Here, Here, op watter manier is daar nog trots teenwoordig in my lewe? Op watter manier is dit teenwoordig? En help my om ander vrug te dra in hierdie area van my lewe. My was dit onlangs op 'n plek waar ek moes vergewe, maar ek wou nie. Want dit is trots. Maar die soet wat ek geproe het, toe die Here my die genade en die krag gegee het en die humility het om te sê, is okay, ek sal dit agter my sit. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Ek proe iets van die hemel as dit gebeur. En so kom ons vat 'n oomblik, 'n paar oomblikke, ons word stil, ons gaan gou die nagmaal bedien
En dan sal ek ons lei om saam te eet en te drink. Maar neem 'n paar oomblikke stilte.